Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 18de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig. En vandag se hoofopskrif sien sodanig uit: skoolboelies val meisie aan, sy ly aan breinskade in hospitaal. Nuushooftrekke vir vandag lyk so: Suid-Afrika is buite beheer, volgens die Amerikaners. 19-jarige skoolmeisie van Atlantis aangerand deur boelies en is gehospitaliseer. Sneeu en erge koue op pad, sterk winde vir Wes-Kaap voorspel. 3 vasoorwapens afgevuur word by 'n begrafnis. SA beker uitslaa, Pumas en Griquas pak mekaar Saterdag in Mbombela. VRK uitslaa, SA spanne doen goed. Die ma van die 19-jarige dogter, wat aan die sekondêre skool Atlantis verbonde is bekommerd oor haar dogter. Haar dogter, Keshia, is volgens inligting deur boelies wat al haar geruime tyd tuister, aangerand en geskop het naby die skool toe sy op pad was huis toe. Haar dogter is deur 'n ambulans na Atlantis Hospitaal geneem vir behandeling. Sy is egter na die Grote Skuur Hospitaal en daarna na Somerset Wes Hospitaal oorgeplaas om die nodige behandeling te kry. Volgens die behandelende hospitaal het sy swelling op die brein asook breininfeksie opgedoen as gevolg van 'n aanranding of toediening van houe op die hoof. Ook sê die ma dat haar organe nie tans goed funksioneer nie en sy is tans in 'n hoë sorgeenheid opgeneem waar sy 'n lewensondersteuningsmasjiene gekoppel word. Blykbaar het die breininfeksie deur stres en trauma wat ervaar is vererger. Nou lyk Keshia ook aan epileptiese aanvalle wat sy nooit voorheen onderlede gehad het nie. Volgens die ma het haar dogter al lank 'n leerprobleem, maar sy is vasbeslote om haar matriek te verwerf. Verder meld die ma dat haar dogter al so 2 jaar deur dieselfde boeliegroep geteiken word. Sy word ook gereeld deur die betrokkenes gespot. Op 14 April het hierdie groep besluit om die meisie toe te takel en die ergste het plaasgevind sodat Keshia in die hospitaal opgeëindig het. 4 leerlinge was betrokke met hierdie aanranding. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement betreur hierdie voorval en het gevra vir 'n dissiplinêre ondersoek teen hierdie leerlinge. Suid-Afrika is buite beheer. Intussen het president Cyril Ramaphosa in Kimberley gesê die gesprek tussen hom en Donald Trump sal op 'n sakegrondslag gevoer word. Ons sal kwessies soos handel, tariewe, diplomatieke verhoudinge en die betrekkinge tussen ons lande bespreek. Ons sal nie deur enige iets afgelei word nie, maar fokus op wat vir ons land en ons belange belangrik sal wees. Trump het gesê hy glo daar is volksmoord teen wit Afrikaners. Die kwessie is een van die redes waarom die verhouding tussen die twee lande verder verbrokkel het. Hy het hom ook skerp teen die onteieningswet uitgespreek. Die bevel sluit onder meer in humanitêre hulpverlening, insluitende toelating en hervestiging van Afrikaners wat slagoffers van onregverdige rassediskriminasie is. Die eerste groep van 49 Afrikaners het maandag as vlugtelinge in Amerika aangekom. Ramaphosa sê weer almal weet, hier is nie 'n volksmoord teen enige groep in Suid-Afrika nie. Daar is geen optrede van haat, vergelding of geweld teen enige iemand wat 'n burger van hierdie land is nie. Ons is nie so nie, het hy gesê. Kampuso Ntshavheni, minister van die presidentskap, het donderdag op 'n nuuskonferensie in Pretoria oor die uitkomste van die onlangse kabinetsvergadering gesê, hulle dink die president Donald Trump sal president Ramaphosa soos president Volodymyr Zelensky van Oekraïne behandel nie. Trump het dit ook al voorheen genoem en gesê, slegte dinge gebeur in Suid-Afrika. Daar is genoem dat Ronald Lamola, minister van internasionale betrekkinge en samewerking, John Steenhuisen, minister van landbou, en Park Stow, minister van handel, nywerheid en mededinging, sal deel van Ramaphosa se afvaardiging na die VSA wees. Reënweer, koue en sterk winde is volgende week eers die Wes-Kaap en dan die Oos-Kaapse voorland, na mate 2 koue fronte maandag oor die suidweste van die land sal inbeweeg. In die Oos-Kaap is daar Dinsdag 'n kans op reën oor die grootste deel van die provinsie met sneeu wat in Graafrenet, Craddock en Komani kan vul, asook Sutherland en in die Noord-Kaap. Teen Dinsdag sal die weersomstandighede na die Namakwa distrik en in die Oos-Kaap uitbrei met reënvalle van tussen 15 en 25 mm met soveel as 30 tot 50 mm in bergagtige dele van die provinsie. Sterk tot stormsterk weste tot noordwestelike winde van 55 tot 65 km word oor die Wes, die Oos en die Noord-Kaap verwag. Baie koue toestande kan van Dinsdag tot Vrydag ook na die oostelike en die sentrale deel van die land verder versprei. In die Oos-Kaap word gedeeltelike bewolkte tot bewolkte weer verwag
met 'n maksimum temperatuur van 24 grade Celsius vir Canberra. 3 buitelanders met die ouderdom van 32, 36 en 49 jaar oud is woensdagmiddag by die Maitland begrafplaas in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hulle tydens 'n begrafnis onwettige wapens gebruik het om 'n geweersaluut uit te voer. Die polisie het op 7 pistole beslag gelê, waarvan een sonder 'n reeksnommer is, asook ammunisie en 'n verlengde magasyn. Ballistiese toetse sal op hierdie 4 wapens gedoen word om vas te stel of dit met ander oortredings verbind kan word. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris het in 'n verklaring gesê die 7 vuurwapens waarop beslag gelê is, dra by tot die sowat 260 vuurwapens wat tot dusver vanjaar van die strate af in die Kaap verwyder is. Sulke optrede is nie net teen die wet nie, maar dit stel ook ander mense se lewens in gevaar. Misbruik van vuurwapens by openbare byeenkomste normaliseer 'n kultuur van geweld wat ons samelewing nie kan bekostig nie. Die 3 mans het in die Landdroshof in Kaapstad verskyn op aanklagtes wat verband hou met die besit en gebruik van onwettige wapens en ammunisie in die publiek. Die persentasie werknemers wat hulle werk verlaat het die afgelope jaar baie skerp gedaal. Net 13,5% van werknemers uit meer as 322,000 werknemers by 51 maatskappye en staatsinstellings het in April bedank. Die syfers blyk uit die 6 maandelikse peiling oor salaris werktendense van Rem Channel wat die hoër stabiliteit in die arbeidsmark as 'n goeie ding beskryf. Dit sluit in dat minder kontrakte nie hernie word nie en dat minder mense weens wangedrag of ongeskiktheid die onvermoë om hulle werk te doen afgedank word. Uit die mense wat hulle werk verlaat, doen 39,4% dit nou deur vrywillige bedanking en 4,2% het afgetree. Saam met sterftes wat 1,2% verteenwoordig, bring 'n diensverlating wat van die werknemer se kant af kom op 44,8% te staan. Afleggings by maatskappye wat afskaal staan nou op 4,4% van diensverlating, 2 persentasiepunte meer as verlede jaar, so 2,4%. 14,6% van gevalle as mense se tydelike kontrakte nie hernie nie, minder as die helfte van die 37,5% wat in verlede jaar die geval was. Net die week het Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak dat meer as 291,000 mense het in die eerste kwartaal hulle werk verloor, wat werkloosheid tot 32,9% laat styg het. Maatskappye kan sleutelmense verloor as verhoudinge in kantore ongesond is. Die naweek het die semifinale van die SA-beker by 2 stadions plaasgevind. Die uitslae van die wedstryde sal bepaal wie in die finaal in die SA-beker eindstryd sal speel. Vrydag aand was die manne van Jimmy Stonehouse, die Erling Pumas, die gasheer vir die besoekende Bolandse Cavaliers, wat 4 op die punteleer geëindig het. Die plaaslike gemeenskap het soos gewoonlik weer in groot getalle opgeruk na die Mbombela stadion. Dit is die eerste keer in 16 jaar dat die Boland Cavaliers weer in die Karibeker mag speel. Die Pumas het die wedstryd nie algeheel oorheers nie, en as ons na die telling kyk, was die spanne gedurende die wedstryd die hele tyd naby aan mekaar. Die halftydtelling was 20 vir die Pumas en 10 vir die Bolandse span. In die tweede helfte het die dinge nie reg verloop vir die gasheerspan en 3 spelers het elke geel kaart ontvang. So die manne in pink het toe met 12 spelers oor die weg gekom. Net voor die einde was die Bolanders nog voor met 29 teen 25 van die Pumas. Die Pumas het egter binne minute geantwoord met 2 strafdoele van Danri Versaghi wat seker was met sy skoppe na die pale toe. Die Pumas het toe naalskrap gewen met 31 teen 29 vir die Bolandse Cavaliers. Saterdagmiddag het die tweede wedstryd in die SA-beker in die Suzuki stadion in Kimberley voor 'n amper vol stadion plaasgevind. Beide die Griquas en die Cheetahs het 'n groot verteenwoordiging van ondersteuners gehad. George Whitehead het die gasheerspan as kaptein op die veld gelei. Die Cheetahs is deur Louis van der Westhuizen op die veld aangevoer. Albei spanne het dus opgedaag om te wen, maar die wedstryd kon na enige kant beweeg. Die Griquas het 5-3 gedruk om net te wen met 41 teen 38 van die Cheetahs. White het die loskakel, het 16 punte bygevoeg in die wentotaal vir sy span. Die halftydtelling was 24 elk vir beide spanne, maar duidelik wat die gasheerspan die besoekers wys, hulle sal nie gaan lê en met goeie hardloop rugby te vore dag gekom. Ook was 'n verdediging van beide spanne uit die boonste rakke. Met die wen het die Suzuki Griquas verseker dat hulle volgende naweek die onoorwonne Erling Pumas in Mbombela moet gaan aanvat in die SA-beker finaal. Die naweek se VRK uitslaa lyk soos volg. Die Stormers het verras deur die Cardiff Rugby te wen met 34 teenoor 34. Edinburgh het gewen met 47 teen Ulster se 17 punte. Munster het gewen met 30 teenoor Benetton se 21. Die Lions het ook verras en gewen met 'n punt oor die Ospreys met 29 teenoor 28.
Die Sharks het ook 'n goeie wen oor die Scarlets gedoen met 12-3. Die Bulls het natuurlik weer met goeie rugby tevore gekom en die Dragons met 'n groot totaal van 55-15 uit oorlê. Zebre het verloor met 12 punte teenoor 'n Connacht se 22 punte. Leinster het wel verdiend gewen met 13-5 van die Glasgow Warriors. Die puntestand vir die VRK leer lyk so. In die eerste plek is Leinster op 76 punte, gevolg in die tweede plek deur die Bulls met 68 punte. Die derde plek word ingeneem deur die Sharks met 62 punte. In die vierde plek is die Glasgow Warriors met 59, gevolg deur die Stormers in die vyfde plek met 55. Munster lê 6de met 51, Edinburgh in die 7de plek met 49, die Scarlets in die 8ste plek met 48. In die 9de plek is Cardiff Rugby met 47 punte, Benetton is 10de met 46, die Lions lê 11de met 40 punte, gevolg deur die Ospreys in die 12de plek ook op 40 punte. In die 13de plek is Connacht met 39 punte, Ulster is in die 14de plek met 38 punte, in die 15de plek is Zebre met 29 punte, in die laaste plek is die Dragons met 9 punte. Die Spanjaard Carlos Alcaraz het sy plek in die eindstryd van die Italiaanse Ope in Rome bespreek. Die eerste gekeerde sinner en die Amerikaner Tommy Paul het in die ander half eindstryd kragtig gemeet. Alcaraz het 'n laat aanslag van die Italianer Lorenzo Musetti die 8ste gekeerde afgeweer om 'n eerste half eindstryd in net meer as 2 ure in 6-3 en 7-6 te wen. Paulini staan die kans om die eerste Italiaanse vrou te word wat in Rome wen sedert Raffaella Reggi dit in 1985 gedoen het. Haar teenstander in die eindstryd is die 21-jarige Amerikaner Coco Gauff. Gauff het laat donderdag aan 'n taai half eindstryd gewen deur die Chinees Zheng Qianwen in 3,5 uur met 7-6, 4-6 en 7-6 te wen. Dit sal die Amerikaner se tweede eindstryd van hierdie jaar wees. Gauff het die eindstryd van die Madrid Ope teen Aryna Sabalenka verloor. Paulina kan ook in die dubbels toernooi C4. Sy en Errani het gistermiddag 'n half eindstryd teen die Russe Mira Andreeva en Diana Schneider met 6-4 en 6-4 gewen. Die All Blacks het vroeër van dese week op Facebook aangekondig dat alle kaartjies vir die toets, die eerste van 2 tuistoetse van Nieu-Seeland teen sy tradisionele aardsvyand, die Bokke, reeds uitverkoop is. Die All Blacks sal na 4 nederlae in 'n ry teen die Bokke oorgehaal wees om die bordjies in Auckland te kan verhang. Die Bokke het hulle eerste toets ooit op Eden Park destyds in 1921 met 9-5 gewen en het hulle volgende besoek daar in 1937 weer gewen met 17-6. Die beroepsera het die All Blacks Suid-Afrika 4 keer op 'n ry in Eden Park gewen. Die komende toets op Eden Park sal op 09:05 Suid-Afrikaanse tyd afskop. Die Bokke sal 'n week later in Wellington in 'n tweede rugby kampioenskapstoets met die All Blacks Swarte Kruis. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1729, Polokwane 926, Lephalale 1229, Mbombela 1029, Mahikeng 925, Pretoria 1125, Johannesburg 1122, Ermelo 625, Richards Bay 1628, Pietermaritzburg 1426, Durban 1727, Port St Johns 1825, Bethlehem 721, Bloemfontein 922, Allewal Noord 1023, Welkom 1023, Vryburg 1025, Kimberley 1025, Appington 1429, Prieska 1125, Springbok 1328, Karasburg 1830, Keetmanshoop 1830, Mariental 1630, Alexanderbaai 1723, Brandvlei 1428, Loederitsbaai 1729, Vredendal 1829, Kaapstad 1725, Sutherland 1021, George 1525, Jeffreys Bay 1828, Caparra 1829, Graafrenet 1325, Oos-London 1727, De Aar 1124, Molteno 28, Beaufort Wes 16 en 26 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.04 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.55. Die prys van die euro is R20.15. 'n Pond kos R23.96. 'n yen kos 12 sent. Die
prys van silwer is $32.27 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,203 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $65.41 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag, 'n blom en 'n nootjie net vir jou om te sê, jy moet 'n lekker dag hê, geniet jou Sondag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir julle almal toegewens.